verwelkom ook graag almal wat nou elektronies by ons aansluit, by ons erediens vanoggend. Mag ons vanoggend weer saam die seën van die Here beleef. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, vanoggend is ons weer hier in U huis saam, om U naam te heilig en te verheerlik. Ons wil graag bid, dat U koninkryk in ons lewens en in ons harte sal laat kom, sodat ons U sal dien in gehoorsaamheid, met dankbare toewyding, eerbied en ontzag. Ons bid ook dat die koninkryk in hierdie wêreld sal kom, dat ons die boodskap van die liefde en genade sal uitdra, en dat almal wat van daardie water van die lewe drink, ook borrelende fonteine van lewende water sal word. Ons bid, Vader, dat U wil vandag ook in hierdie erediens sal geskied. Maar ook elke dag van ons lewe, soos wat U wil ook in die hemel deur die hemelwesens gehoorsaam word. Dankie, Vader, dat U voorsien in alles wat ons nodig het. Dankie dat U ons bewaar ook van ons vyand, die bose. Dat U ons krag gee om versoekings te oorwin. Dankie dat U ons sondes vergewe. En dat U ons in staat stel om ook mekaar te vergewe wanneer ons teenoor mekaar ook oortree het. Dis ons gebed, Vader, dat U ook weer vandag deur U woord, wat soos die brood van die lewe is, met elkeen van ons sal praat, en dat ons 'n boodskap sal kan ontvang, wat ons diep kan laat nadink, en bepeins, oor wat U wil vir ons lewe is. Help ons om daarvolgens te handel, uit eerbied vir U, en tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, ons gaan voort met ons tema vir die jaar, en vanoggend lees ons nog 'n hoofstuk uit Deuteronomium. Jy moet ook dit wat ons gesê het oor Deuteronomium 5 nog steeds in gedagte hou. Hier word dieselfde gedagtegang nou net so 'n bietjie verder weergevoer in Deuteronomium 28 met die opskrif seëninge en strawwe. Dit begin so: As jy goed luister na die Here jou God, en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee, en jy lewe daarvolgens, sal die Here jou God jou oor al die nasies van die aarde stel. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Dan volg daar nou 'n lang lys van seëninge. Ek sal hulle net nou ook vir die uitlig en vir die opnoem. Ons gaan nou nie alles ook nou weer lees. En dan in vers 58. Sien, dis 'n baie lang hoofstuk. Sorg dat jy lewe volgens al die bepalings van hierdie wet wat in hierdie boek opgeteken is. Dat jy eerbied betoon aan die Here jou God. Hy aan wie se naam eer en ontzag toekom.
Dis die kern van hierdie hoofstuk. En daarom wil ek dit graag weer 'n keer lees, dat dit goed by ons gedagtes kan indring. Sorg dat jy lewe volgens al die bepalings van hierdie wet, wat in hierdie boek opgeteken is. Sorg dat jy eerbied betoon aan die Here jou God. Hy aan wie se naam eer en ontzag toekom. As jy dit nie doen nie, sal hy ontsettende rampe oor jou en jou nageslag bring. Groot en langdurige rampe, kwaadaardige en ongeneeslike siektes. Hy sal al die siektes van Egipte oor jou bring, alles waarvoor jy bang is, en hulle sal ongeneeslik wees. Die Here sal ook al die siektes en rampe wat nie in hierdie wetboek genoem is nie oor jou laat kom, totdat hy jou uitgeroei het. Tot sover dan ons skriflesing vanoggend. Ja, ongehoorsaamheid en oneerbiedigheid, sê die Here hier vir Moses en deur Moses vir die volk, word duidelik gestraf. En dan is daar 'n lang lys van goed, wat ons ook nou nie vanoggend gelees het nie, maar wat ek nou vir u gaan noem, wat opgenoem word as die straffe en die rampe, wat 'n mens tref, indien jy ongehoorsaam is aan die wil van die Here, en nie eerbied vir hom het. Die Here sê, daar sal 'n vloek op jou rus in die stad, in die oop veld, in jou oesmandjie, en in jou knieskottel, op jou nageslag, en op die opbrengs van jou lande, op jou kalweroes, en op jou lammeroes, en waar jy ook al gaan. So ons moet onsself nou net so 'n bietjie verplaas in die geskiedenis in die tyd van Moses, waar hulle op pad is na die beloofde land, en waar al hierdie goed wat vir hulle voorlê in die beloofde land, wat oorloop van melk en honing, waar hulle gaan plase kry, waar hulle gaan begin boer, waar hulle gaan begin om vir hulle self te voorsien, en waar dit weer met hulle voorspoedig sal gaan. Met daardie hoop in gedagte word daar nou vir hulle baie duidelik gewaarsku en gesê, ongehoorsaamheid, oneerbiedigheid, gaan alles tref, waarin jy 'n lewe van wil maak. Selfs al bou jy 'n stad, en daardie stad gaan dit jou tref. Selfs al bly jy iewers in die oop veld, gaan dit gebeur. Die mandjie waarmee jy jou graan oes, gaan ook daardeur getref word. Selfs ook die skottel waarin jy besig is om jou suurdeeg te knie. En dis nie net jy wat daardeur geraak word nie, jou nageslag gaan ook die gevolge dra van jou ongehoorsaamheid. Jou lande se opbrengs gaan daardeur geraak word. Nie net jou lande nie, maar ook jou vee, jou kalwers en jou lammers. En dit maak nie saak waarheen jy gaan nie. Die vloek sal saam met jou gaan. Die ramp gaan agter jou aankom. En dan word daar die vloeke weer so 'n bietjie verder verduidelik en uitgespel. Dit sluit in verwarring. As nou wanneer mense kop so behoorlik deur mekaar voel en jy weet nie of jy kom en of jy gaan nie, en jy weet nie wat om te besluit, wat om te kies, wat om te doen en nie te doen nie, terugslaan alles wat jy aanpak. So alles wat jy probeer loop uit op 'n mislukking. En dan is daar nog peste en daar is plaag wat jou vee tref en wat jou plante tref. En tering wat daai aardige longsiekte is. Inflammasie wat te doen het met infeksie in jou liggaam. Koorsiekte as gevolg van die infeksie of selfs 'n virus. Hitte wat saam met die koors gaan, maar wat ook te doen het met die klimaat, die temperatuur daar buite. Oorlog, brandkoring wat 'n siekte is wat die koring opdoen, roes wat die druiwe opdoen, droogte wanneer dit ophou reën, en as jy oorlog voer teen jou vyande, gaan jy verloor. So as 'n mens nou 'n lys wil maak van al die slegste dinge waarna 'n Israeliet op daai stadium van sy lewe kan dink, dan is dit hier en dit word hier gelys en genoem. Maar dit gaan nog verder as net dit. Selfs die voëls en die wilde diere
sal ongehinderd aan jou lyke vrede die dag as jy te sterwe kom. Niemand gaan jou eers kan begrawe. Jy sal getref word met swere van Egipte, onthou julle een van die 10 plaae was swere, pes onder die vee was 'n ander een, en so meer. Jy sal bloedvinte kry, nou die wat dit al gehad het, weet hoe bitter seer so iets is, nee. 'n ongeneeslike veluitslag en juk siektes, dat jou vel juk en jy bly dit krap. Selfs kranksinnigheid, wanneer jy jou, ons sê nou maar varkies verloor, of wanneer daar 'n paar skroewe losgaan. Blindheid, wanneer jy nie meer kan sien nie. Waansin, wat dieselfde ook is, maar as kranksinnigheid, wanneer jy jou verstand verloor. Teenspoed, aanhoudende verdrukking, jy word beroof deur ander. Niemand help jou nie. Selfs jou vrou word verkrag, en die huis wat jy gebou het, iemand anders bly daarin. Jy eet nie eers van jou eie wingerde nie, want ander mense kom en hulle eet dit. En hulle slag jou eie beeste voor jou, en hulle eet dit, en hulle gee nie eens vir jou 'n stukkie nie. Jy sal niks eers daarvan eet nie. Nou, ons is besig met 'n reeks oor die profete tydens die aanddienste, en ons is besig met Jeremia. En Jeremia vertel juis van al hierdie rampe wat die volk getref het. En hy kondig ook die oordeele aan. Hierdie vloeke sluit ook in dat jou donkies voor jou oë geroof sal word, so ook jou klein vee, selfs jou seuns en jou dogters word aan jou vyande gegee as slawe. Daar gaan 'n vreemde volk kom en hulle gaan jou in ballingskap wegvoer, maar hulle gaan jou opbrengs in jou landerye, waarvoor jy hard gewerk het, hulle gaan dit alles opeet. In ballingskap gaan jy weggevoer word, baie saad gaan jy saai, maar min gaan jy kan oes, want daar gaan sprinkane wees wat jou oes gaan opeet, jou wingerde gaan deur wurms verteer word, jou olywe sal van die bome afval, en daar sal goggas kom wat jou oes verwoes. Jy sal agteruit boer, en jy sal al hoe minder besit, jy sal jou vyande dien, jy sal honger wees, dors wees, sonder klere wees. En dan gaan dit nog aan. Vreemde, wrede nasies sal teen jou opruk en jou genadeloos verslaan. Die opbrengs van jou oes te opeet en niks laat oorbly nie, al jou stede en mure verwoes. En dan die ergste denkbaar, wat 'n mens jouself amper nie eers kan voorstel nie, word ook genoem in hierdie oorlogtyd, wanneer die vreemde nasies kom en julle oorweldig, dan gaan julle so honger word, dat julle selfs julle eie kinders selfsugtig en in die geheim gaan opeet, want jy is bang iemand anders wil saam met jou eet. En dan gaan net 'n klein klompie oorbly, en daardie klompie gaan oor 'n klomp volke verstrooi word. Jou lewe gaan maar net aan 'n ding draaitjie hang. Jy sal dag en nag in vrees lewe, en jy gaan jou lewe omwens. As dit oggend is, gaan jy wens, dis al aand, en as dit aand is, dan wens jy al dis môre. Julle sal julleself probeer verkoop as slawe aan julle vyande, maar julle gaan so nutteloos wees, dat niemand julle eers sal wil koop nie, sê die Here vir die volk. Al hierdie waarskuwings het hy tot hulle gerig. Maar aan die ander kant was daar ook beloftes van seën. As hulle wel eerbiedig is, en as hulle wel gehoorsaam is, dan sal hulle God se seën ervaar en sy seën geniet. Hulle sal oor ander nasies aangestel word. In plaas daarvan dat iemand anders oor hulle regeer, sal hulle oor ander kan regeer. God sal hulle lewe verryk, en dan word die seëninge opgenoem wat, ons kan amper sê die teenoorgestelde is van al die rampe waarvan ons gelees het. Die seëninge sal oor hulle kom, en hulle sal geseën wees in die stad, in die veld, hulle nageslag sal geseën wees, die opbrengs van hulle land sal geseën wees, hulle vee sal aanteel en baie word, hulle oesmandjie sal oorvol wees, die knieskottel sal niks oorkom nie. Waar jy ook al gaan, sal jy geseën wees. As daar vyande op die toneel verskyn, sal hulle voor jou vlug, jy sal hulle oorwin en oorweldig. Jou graanskure sal oorloop, daar sal nie genoeg plek wees in jou skure om jou oes in te bære nie. Jy sal suksesvol wees in alles wat jy aanpak, niks sal jy in misluk nie. En daar sal genoeg reën val op die regte tyd, en jy sal hoog geag word deur ander. So is net mooi die teenoorgestelde
wat sal gebeur indien jy gehoorsaam aan die Here is, as jy eerbied vir hom het, en as jy aan hom gehoorsaam is en al sy wil en wette gehoorsaam. Vra ons vir onsself wat die boodskap vir ons is uit hierdie gedeelte, dan sien ons die ooreenkomste raak met dit wat ons in Deuteronomium 5 gelees het, hoe dat die volk, toe hulle God se stem gehoor het, so bang geword het, dat hulle beloof het, dat hulle gehoorsaam sal wees aan die Here, dat hulle sal luister na sy gebooie. En dan sê die Here vir hulle, dit wat julle sê is goed, ek sal liewer met Moses praat, die eerbied wat julle vir my het is goed, ek het raak gesien. Nou kom hy weer en hy vertel verder, nadat hy nou al hierdie gebooie weer vir hulle gegee het en al die riglyne, hy gaan hulle straf as hulle nie luister nie en hy gaan hulle seën as hulle wel luister. So die boodskap vir ons is, daar is 'n gewaarborgde kitsresep vir teëspoed, vir swaar kry, vir agteruitgang, vir mislukkings. So as jy dit in jou lewe wil ervaar, is baie maklik. Wees maar net ongehoorsaam aan die Here. Moenie aan hom eerbied en ontzag betoon. Dan gaan jy gewaarborgde teëspoed ervaar en beleef. Dinge gaan skeefloop in jou lewe. Niks wat goed is, gaan met jou gebeur. Jy gaan swaar kry en alles wat jy aanpak, en hele lewe gaan net 'n lewe wees van elende en swaar kry. Ons gaan vanaand weer verder lees uit Jeremia, en tot dusver het ons al in Jeremia gesien, hoe dat al hierdie goed wat hier genoem word, al hierdie rampe en teëspoed, hoe dat Jeremia dit weer herhaal, en hoe dat dit in sy tyd gebeur. Die volk het nie geluister nie, hulle het afgedwaal, hulle was ongehoorsaam, en hulle is in ballingskap weggevoer, en verstrooi onder al die nasies. Ons moet hieruit leer, geliefdes. 'n wyse mens speel nie sommer met 'n wilde leeu se stert. 'n Mens stap nie sommer na 'n wilde leeu toe, gaan gryp hom aan sy stert en ruk en pluk hom rond. Selfs nie eers as hy lê en slaap nie. As jy enigstens 'n bietjie verstand het, sal jy dit nie eers durf waag nie. Hoekom nie? Want jy het nie 'n kat se kans teen 'n leeu nie. 'n Leeu is so groot en so sterk en so gevaarlik, net met een klap van sy poot kan hy jou mors doodslaan. En as ons eerbied en respek het vir 'n leeu en ons gaan speel nie met sy stert nie, hoe kan ons dan? Hoe is dit dan hoegenaamd moontlik dat ons ongehoorsaam kan wees aan God? Dat ons nie eerbied en respek vir hom kan nie. Geliefdes, mens kan nie eers God en 'n leeu met mekaar vergelyk nie. Hy is soveel meer, soveel groter, soveel magtig. Waarom tart mense dan vir God so maklik uit? Ek blaai nou die dag deur die plaaslike koerant net so vinnig, lees die opskrifte. Daar's weer 'n onbekende vrou vermoor iewers in sy boeket. Daar's weer iemand beroof op hierdie plek. Op daardie plek was daar weer bedrog en korrupsie. En so is al die koerantopskrifte maar net van mense wat die ongelooflikste goed doen. Wat net neerkom op uiterste ongehoorsaamheid aan God se wil. Hoe kan hulle dit regkry om met hulle self saam te leef en dieselfde tyd vir God so uit te tart? Augustinus, een van die kerkvaders wat eeue gelede geleef het, baie wyse man wat eintlik 'n lang, rowwe lewe gehad het voordat hy tot bekering gekom het, sy ma het jare lank vir hom gebid. Hy het sonde die onmoontlike moontlikheid genoem. Want as 'n mens daaroor dink dat God sonde haat en dat hy dit straf, dat dit hom walg,
Hoe is dit dan moontlik dat sonde kan bestaan? Dat 'n mens sonde kan doen? Dit is 'n onmoontlike moontlikheid, dit gaan 'n mens se verstand heeltemal te bowe. Maar net so, geliefdes, moet ons ook raak sien. En moet ons baie groot waardering daarvoor hê, dat God sy gehoorsame kinders seën, dat hy hulle wat eerbied en ontzag vir hom het, seën. Dat 'n mens leef in die ruimte van God se seën, wanneer jy eerbied en ontzag vir hom het. Wanneer jy sy wil vir jou lewe gehoorsaam. Dit is eintlik 'n wonderlike gedagte en dit raak alle lewensterreine. Die vraag is nou maar, wat beteken dit om in die seën van die Here in ons leeftyd te geniet en daarin te leef? Nie almal van ons het 'n oesmandjie nie. Nie almal van ons het kalwers en lammers nie. Nie almal van ons het wingerde nie. Wat beteken dit vir ons om in die seën van die Here te leef? In ons tyd vandag. En 'n mens moet 'n trappie verder gaan. En sê maar, onthou vir Job. Job wat gehoorsaam was aan die Here. En kyk net al die rampe en al die teëspoed wat hom getref het. Gehoorsaamheid en seën word wel aan mekaar verbind en God beloof dit aan almal wat gehoorsaam is, sy seëning. Maar ons weet almal dat God se kinders selfs al probeer hulle hoe hard om gehoorsaam te wees, ook partykeer maar swaar kry. Ook partykeer maar siek word, ook partykeer maar lyding ervaar en beleef, dat rampe hulle ook maar partykeer tref en hulle ook raak. Ja, selfs al is hulle God se kinders, en al is hulle gehoorsaam en probeer hulle hard om gehoorsaam te wees. Ons sondige natuur het maar sy manier om tevoorskyn te kom. En in 'n groot mate is dit maar as gevolg daarvan dat ons nog maar steeds rampe, teleurstelling, mislukkings ervaar en beleef. Maar jou kans om die seën van die Here te ervaar, om sy goedheid en guns te geniet, om voorspoedig en suksesvol te wees in dit wat jy aanpak, is net soveel groter, wanneer jy eerbied en ontzag vir die Here het. Want sy seën is dan daarin geleë ook, dat hy jou deur daardie moeilike tye dra, dat hy sy plan en doel daardeur ook bereik en verwesenlik. Dat jy aan die ander kant uitkom met 'n sterker geloof, want jy het geleer om te volhard. En as jy terugkyk, dan sien jy hoe dat God saam met jou daardie pad gestap het. En jy beleef hoe dat hy sy plan en doel bereik het. Die seën van die Here te geniet is geweldig kosbaar en iets wat 'n mens regtig moet waardeer. Maar 'n mens moet verstaan dat dit nie 'n goedkoop voorspoed teologie is nie. 'n Goedkoop voorspoed teologie is 'n teologie waarin mense probeer om God se seën te koop. Waarin hulle God probeer manipuleer, sodat hy in hulle diens kan wees, om hulle te seën. Waarin hulle vir God as dit ware probeer afpers, deur hulle goeie dade of gehoorsaamheid, sodat hy verplig is om hulle te seën. Dis nie hoe God werk nie, en dis ook nie wie hy is nie.
God seën soos hy wil. En Jesus het ons ook geleer dat dit nie help om skatte hier op die aarde te probeer bymekaar maak en om God se seëninge net in aardse skatte te probeer vind en te soek en te sien. Hemelse skatte is baie belangriker, want dis waarin ons God se seën moet soek en vind. Daardie skatte kan mot en roes nie verniel nie, en kan diewe nie by inbreek en dit steel nie. Jesus het gesê, waar jou skat is, gaan jou hart ook wees. En as jy dink dat materiële voorspoed gelyk is aan God se seën, en jy net daarin God se seën wil gaan soek, dan gaan jy meeste van die tyd teleurgesteld wees. Want gierigheid, sê Paulus, is 'n wortel van allerlei kwaad. Gierigheid is inherent 'n sondige ingesteldheid. Want dit gaan oor 'n inhaligheid net ter wille van myself. Hoekom seën God sy kinders? Die Bybel sê dit sodat hulle verander tot 'n seën kan wees. God laat ons bekers oorloop, sodat ons genoeg kan hê om ook ander mee te help wat sukkel en wat swaar kry, wat nood en lyding ervaar en verdoen. En deur ons seën God ook verander. En God seën ons ook deur ander wat vir ons goed is. Die einde van Februarie is die einde van ons kerklike finansiële jaar. Dan sluit ons nou ons boeke af vir die vorige jaar en ons begin met 'n nuwe begroting vir die nuwe jaar wat voor is. As ons so terugkyk oor ons afgelope finansiële jaar, dan sien ek net daarin raak hoe dat God vir ons gemeente oneindig baie lief het en hoe dit hy ons seën, hoe dit hy vir ons goed is, hoe dit hy vir ons sorg. Hoe dit hy mense se harte en hande oopmaak vir sy werk en vir sy koninkryk. En dit maak my oneindig dankbaar, omdat ek God se seën daarin raak sien. En daarom sê ons vir mekaar op ons kerkraadsvergaderings gereeld, met ons finansiële kommissie vergadering gereeld. As ons doen wat God wil hê ons moet doen, dan sal ons sy seën ervaar en beleef. Dit beteken nie dat ons bankrekenings het met miljoene dollars daarin in verskillende lande waar dit oral verskuil en verskans en beskerm en vir wat ook al is. Maar dit beteken dat ons leer om tevrede te wees met wat ons het. Leer om vergenoeg te wees en dankbaar te wees. Soos Dawid in Psalm 23 sê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Ek het niks meer nodig nie. Hy sorg vir my. Hy seën my, sodat ek tot 'n seën kan wees. Ons uitdaging vandag is om na te dink oor hoe die Here besig is om jou te seën. Om met dankbaarheid na te dink oor al die goedheid en die guns wat ons uit sy Vaderhand ontvang. Om na te dink oor hoe kan ek verander tot 'n seën wees. Nou kan jy dalk na hierdie boodskap luister terwyl jy dalk in 'n siekbed vasgekluister is, jy nie by die kerk kan uitkom soos jy graag wil nie.
En jy wonder, maar hoe kan ek wat so swak is en vir wie ander moet sorg, hoe kan ek tot 'n seën vir ander wees? Deur net te bid. Kan iemand wat niks anders kan doen as bid nie, ook vir ander tot 'n seën wees? Wanneer 'n mens dan so vasgekluister is, kan 'n mens maklik dink, maar hoekom het hierdie rampe nou oor my gekom? Watter sonde het ek dan nou gedoen? Waar was ek ongehoorsaam? Waar het ek nie eerbied en ontzag vir die Here gehad, dat ek nou so moet ly en swaar kry? Dis wat die verhaal van Job juis wil aanspreek. So vir ons te sê, daar is nie altyd 'n reguit lyn tussen die goed. Daar is nie altyd 'n gelykant teken tussen die goed. Sonde in die algemeen is die oorsaak van lyding in die algemeen. En soms is daar 'n spesifieke sonde wat 'n spesifieke lyding tot gevolg het. En dan kan 'n mens daai is gelykant teken insit. Maar dit werk nie altyd so. Die lewe is nie so eenvoudig. Dis wat Job ons leer. Aan die einde van Job se lewe, het hy weer die seën van die Here ervaar en beleef, was hy voorspoediger as wat hy ooit voorheen was. Nie net in aardse goed nie, maar veral in hemelse skatte, omdat hy 'n ontmoeting gehad het met die lewende God en hom regtig geleer ken het. Geleer het wat dit beteken om eerbied en ontzag vir God te hê. Mag dit ook ons elkeen se ervaring wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, vanoggend dink ons na met soveel dankbaarheid en al die seëninge wat ons uit U Vaderhand ontvang. Ons dink oor al die skatte wat ons in die hemel het. Die vergifnis van ons sondes, die ewige lewe, die gawes wat die Heilige Gees ons gee, sodat ons daarmee kan werk om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Ons dink na daaroor dat Here U ons seën, sodat ons ook weer verander tot 'n seën kan wees. Ja Vader, dit gaan ons verstand te bowe, dat daar so baie sonde in hierdie wêreld is. Dat mense U so kan uittart. Partykeer, Here, is ons deel van daardie mense, en is ons ook maar deel van die sondige wêreld en die manier waarop ons dink en doen en praat. Vader, vergewe ons. Reinig ons met die kosbare bloed van Jesus. Die grootste skat en die grootste seën wat ons ooit kan ontvang en ooit kan bedink. Vader, ons bid vir almal wat swaar kry, as gevolg van hartseer, siekte, pyn, werkloosheid, armoede, skuld. Ons bid, Vader, dat U genade vir ons genoeg sal wees. So kom bid vir elke jong mens en elke kind in ons gemeente. U weet van al die druk wat hulle moet ervaar en absorbeer om goed te presteer op skool, al die toetse en take waarmee hulle besig is. Die sportbedrywighede, al die kultuurtake. Ons bid, Vader, dat U ook vir hulle sal gebruik om tot 'n seën te wees vir ander, oral waar hulle gaan en waar hulle beweeg. Ons bid vir elke onderwyser en ook vir elke Bybelonderrigonderwyser hier by die kerk en vir elke skool, elke kerk in ons omgewing en in die wêreld. Ons kom bid vir ons kerkraad. Ons vra dat U ook vir hulle wysheid en leiding sal gee, sodat hulle die regte besluite kan neem.
Ons bid, Here, dat U ook vir ons sal help in die toekoms wat voor lê, om te weet wat U wil vir ons is. Maar ons wil ook dankie sê vir U goedheid en U guns, U liefde, U genade, U troue versorging, ja, vir al die seëninge wat ons elke dag uit die Vaderhand ontvang. Ons loof U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê vir al sy seëninge.